Ons maak die Bybel oop by een van die bekendste dele in die Bybel, Johannes 3. Johannes 3. Luister maar mooi wat hier geskrywe is. Wat ons nou net gesing het, is klaar die evangelie wat hier vervat is. Daai is jy rein deur die bloed van die lam. Ons moet elkeen vanmôre baie seker maak, en deeglik seker maak, dat die bloed jou redding was. As dit nie was nie, dan moet dit gebeur. En daar was 'n man uit die Fariseërs met die naam van Nikodemus, 'n owerste van die Jode. Hy het in die nag na Jesus gekom en vir hom gesê, Rabbi, ons weet dat u 'n leraar van Israel is, want niemand kan hierdie tekens doen wat u doen as God nie met hom is nie. Jesus antwoord en sê vir hom, Voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie weer gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Nikodemus sê vir hom, hoe kan 'n mens as hy oud is gebore word? Hy kan nog tog nie 'n tweede keer in die skoot van sy moeder ingaan en gebore word nie. Jesus antwoord, Voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en gees nie, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie. Wat uit die vlees gebore is vlees, en wat uit die gees gebore is gees. Moenie jou verwonder dat ek vir jou gesê het, julle moet weer gebore word nie. Die wind waai waar hy wil, en jy hoor sy geluid, maar jy weet nie van waar hy kom en waarheen hy gaan nie, soos elkeen wat uit die gees gebore is. Nikodemus antwoord en sê vir hom, hoe kan hierdie dinge gebeur? Jesus antwoord en sê vir hom, jy is die leraar van Israel, en jy weet hierdie dinge nie? Voorwaar, ek sê vir jou, ons spreek wat ons weet, en ons getuig van wat ons gesien het, en julle neem ons getuienis nie aan nie. As ek julle van die aardse dinge vertel en julle glo nie, hoe sal julle glo as ek julle van die hemelse vertel? En niemand het opgevaar in die hemel nie, behalwe hy wat uit die hemel neergedaal het, naamlik die seun van die mens, wat in die hemel is. En soos Moses die slang in die woestyn verhoog het, so moet die seun van die mens verhoog word, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore kan gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Want God het sy seun in die wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. Hy wat in hom glo, word nie veroordeel nie, maar hy wat nie glo nie, is al reeds veroordeel, omdat hy nie geglo het in die naam van die enige gebore seun van God nie. En dit is die oordeel, dat die lig in die wêreld gekom het en die mense die duisternis liewer gehad as die lig, want hulle werke was boos. Want elkeen wat kwaad doen, haat die lig en kom nie na die lig nie, dat sy werke nie bestraf mag word nie. Maar hy wat die waarheid doen, kom na die lig, sodat sy werke openbaar kan word, dat hulle in God gedoen is. So die vraag is jy weer gebore? Dit gaan nie net vir ons groepie nie, maar buitekant daar ook mense wat hierna luister en wat dit baie nodig het. Ek gaan hierdie enkel onderwerp net met u bespreek vanmôre, sodat elkeen wat dit hoor nooit 'n verskoning sal kan hê. Ek het nie geweet nie. Ons is dankbaar vir mense buitekant wat ook hierna luister. So dis vir ons en vir hulle bedoel. En miskien vir iemand hier, miskien meer as een, wat nog nie werklik weergebore is nie. Kom ons gaan aan. Dit gaan hier om godsdiens. Nikodemus was 'n leraar van Israel. Hy was op die hoogste raad, die Sanhedrin, die geestelike raad wat godsdiens en politiek hanteer het. En hy was 'n man wat opreg gewandel het volgens die reëls van sy godsdiens. Maar iets het hom gepla, want hy was 'n soekende en misleide siel. In godsdiens word baie mense mislei. Deur godsdiens word baie mense hel toe gestuur
En Nicodemus was een, totdat hy gelukkig by Jesus uitgekom het. Nicodemus was moeg vir sy godsdienstige selfverwesenliking, dit is die fariseïsme. Hy het in die nag gekom, want hier was iets wat hom gepla het. Hy was moeg vir hierdie selfverwesenliking van fariseïsme, waar ons die wet onderhou en reëls en regulasies nakom. 603 wette het hulle gehad om God daardeur te behaag, sodat hulle ook eendag in die heerlikheid van God kon ingaan. So is daar baie mense nog vandag, wat volgens reëls en stelsels deur kerke by God wil uitkom, in die hemel wil kom. 'n Kerk is daar om jou te help om die pad te vind, maar as dit jou kerk is wat vir jou hemel toe vat, is jy verkeerd. Nicodemus, self 'n godsdienstleier, hy kon nie die bedrog van sy godsdienst regtig verstaan nie, want iets het hom gepla. Hoekom kom hy na Jesus toe? Daar's iets wat nie reg was nie, en hy was bekommerd daaroor. Daarom kom hy in die nag, sodat die ander hom nie pla as hy na Jesus toe kom nie. Daar was geen probleem dat hy in die nag na Jesus toe gekom het nie. Baie mense kom in die nag by Jesus uit. Ek self het ook in die nag by hom uitgekom. So, dis nie 'n probleem nie. Hy was net 'n probleem in sy hart, 'n godsdienstleier wat volgens bedrog gelewe het en dit nie kon verstaan langer nie. Johannes 3 vers 19 sê, Nicodemus antwoord en sê vir Jesus, hoe kan hierdie dinge gebeur? Jesus antwoord en sê vir hom, jy is die leraar van Israel en jy weet hierdie dinge nie? Daar is baie predikante wat op kansel staan vandag wat hier goed nie weet nie. Hulle glo ander dinge. Hulle glo nog aan die ander manier om by God uit te kom. Ek moet dit verdien, ek moet dit verdien. So eer dat jy nie moeg is vir jou godsdienst nie, gaan jy nie maklik die nood van jou siel ervaar nie. Mense word godsdienst geleer in die kerk. Jy moet dit doen, jy moet dat doen en so meer. En dit is nie verkeerd nie, maar dit is nie die sleutel, dit is nie weg na die hemel toe nie. Godsdienst bring mense in die hemel nie. Hulle bring mense na 'n fatsoenlike, sigbare lewe, sodat ander hulle nie hoef te kritiseer as hulle sien nie. So, jy sal Jesus nie vind as jy die verskil, die klem verskuiwe van godsdienst af na Jesus toe nie. En dit wat hy gesê het, dit wat hy eis nie. Jou klem moet verskuiwe van godsdienst na Jesus toe. So, wat is die rol van die gesindheid in hierdie situasie? Dat alles begin by gesindheid. Alles in die lewe begin by jou gesindheid. En as min mense wat dit ontdek, min mense wat dit weet, min mense wat dit glo. Hulle dink 'n gesindheid is maar 'n ding wat aan en afgeskakel word soos 'n lig. Nou is hy goed, net as hy goed nie. As jou gesindheid nie reg is nie, kan jy jou ligte aanskakel en afskakel soos jy wil. Jy gaan verlore gaan in die ewigheid in die hel ingaan. Die rol van gesindheid, dit speel 'n hoofrol in die saligheidsplan van God. En dis wat nie altyd hierin gebou word in 'n preek nie. Jou gesindheid speel die hoofrol in die saligheidsplan van God. Gaan ek op godsdienst bootjies ry, of gaan ek na Jesus toe? Gaan ek godsdienst beoefen om myself tevrede te stel, om satisfaksie daarin te kry, of gaan ek na Jesus, die weg, die waarheid en die lewe toe? Dis jou gesindheid wat dit bepaal. Waar gaan jy heen? Onthou dit. So, Jesus het nie gekyk na sedelike prestasies van mense en sondaars as hulle na hom toe kom nie. Jy's 'n goeie man, Nicodemus, jy's in die Sanhedrin, jy's 'n leraar van Israel. Hy het nie daarna gekyk nie, hy het gekyk na hierdie ou se gesindheid. Wat soek hy hier? Wat pla hom? En die gesindheid van Nicodemus word geopenbaar in hierdie hele verhaal. Wat 'n pragtige verhaal om 'n mens van binne af oop te maak, sodat jy by God kan uitkom, sodat God by jou kan uitkom. Want baie mense is geslote. Hulle beoefen godsdienst, hulle glo, maar die Bybel sê geloof red jou nie. En allerhande dinge, hulle doen godsdienst, hulle bid, hulle gaan kerk toe, maar dis nie saligheid nie. Dis nie saligheid nie. Jou gesindheid is die bepalende faktor in jou gesaligheid, as jy daarna wil kyk. En Nicodemus
het Jesus gesien, hier's 'n veranderende gesindheid. Hierdie man is nie meer tevrede met goed wat hy weet en doen nie. Hy soek nou na iets wat sin maak. En gesindheid het jou sin in dit. Hy kom met 'n gesindheidsfaktor, 'n probleem na Jesus toe. En Jesus sien dit raak. So, hy het na Jesus se gesindheid gekyk in die eerste plek, want is 2 gesindhede wat hier 'n rol speel. Hy het iets gesien in Jesus wat hy dringend nodig het. Maar hy het nog steeds met die verkeerde bril gekyk. Hy sê, ek sien dat u 'n leraar is wat van God gekom het. Want niemand kan hierdie dinge doen wat u doen as God nie met hom is nie. So hy kyk nog steeds deur die bril van die fariseërs. Kyk wat doen Jesus. As ek dit kan doen, kan ek dalk 'n beter mens word. Maar Jesus sny hom net so af. Hy sê, voorwaar ek sê vir jou, as iemand nie weer gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie ingaan nie. Terwyl Nikodemus in nood gekom het, maar steeds met hierdie agtergrond van 'n bril wat deur die fariseïstiese godsdiens kyk, maak Jesus sy oë oop. En Jesus se gesindheid trek hom nader en die twee ontmoet daar op daai plek. So om iemand anders te wees, wil Nikodemus geword het. Hy wil soos Jesus wees, maar hy het gedink, ek moet doen soos Jesus doen. Maar die verskil kom daarin dat Jesus nie wil hy moet doen wat hy doen nie. Hy wil hy moet wees soos hy is. Dis nie wat jy doen wat jou hemel toe vat nie, is wat jy is wat jou hemel toe vat. Daar's 'n geweldige groot verskil. So as dit nie die wegrede is om na God te kom nie, gaan jy Jesus mis. Met ander woorde, jou gesindheid moet wys, ek wil Jesus aanneem. Ek wil 'n kind van God word. So, wedergeboorte word hier beskrywe uit die mond van die Seun van God self. Dis nie 'n profeet of 'n apostel wat dit hier uiter nie, dis Jesus self. So as Jesus praat, moet ons luister, want hy is die absolute autoriteit in die ganse heelal. En 2 geboortes, sê Jesus, wat die mens betref, moet plaasvind, die een uit die vlees of uit water, die tweede uit die gees. Nikodemus wil doen wat Jesus doen. Jesus sê, nee, vergeet dit. As jy nie weer gebore word nie, kan jy koninkryk van God nie ingaan nie. Nou verduidelik Jesus en sê, daar's 2 geboortes in jou lewe. Die eerste is die geboorte uit water, wanneer jy uit jou moeder gebore word. En die tweede is die geboorte uit die Heilige Gees. Dan is jy 'n kind van God. En dan is jy geskik vir die hemel. So die Heilige Gees het nou alles met hierdie te doen, want Nikodemus is klaar uit water gebore. En daarom vra hy vir Jesus, moet ek nou teruggaan na my ma toe? Dit gaan nie werk nie. Want hy het daai gedagte, moet ek nou weer 'n keer uit water gebore word, uit my moeder uit? Jesus sê, nee man, jy moet uit die Heilige Gees gebore word. En Jesus sê, as jy nou wil hierdie ding doen, of verstaan, jy wil teruggaan na jou moeder, dis wat jy dink wat ek bedoel. Jesus sê, die vlees bring weer vlees in die lewe, soos 'n mieliepit, hy gaan 'n ander mieliepit weer produseer. Die vlees bring vlees, dit kom uit die water van die moeder se buik. Die gees bring gees, en dit kom uit God, en dit is wat ons nodig het. Nie iets wat uit 'n mens kom nie, nie iets wat uit water uitkom nie, iets wat uit God uitkom. En dit is wedergeboorte. So die Heilige Gees bring die ewige lewe in die reeds bestaande persoon se gees in. Dit is hier, as jy weergebore word, kom die Heilige Gees hier in, en hy bring vir jou die ewige lewe, en Jesus Christus kom setel in jou lewe. Nou Petrus bevestig hierdie gesprek, wanneer hy later sê, julle is wedergebore nie uit verganklike saad nie. Met ander woorde, nie uit die water en die vlees nie, maar uit onverganklike. As jy weergebore is, dan is daar 'n onverganklike saad wat in jou gekom het, deur die lewende woord wat in ewigheid bly. Verstaan jy dit? As God in jou lewe inkom, dan word die saad, wat nou soos hier gesaai word, die waarheid van die woord van God, wat jy gelees het, wat jy gehoor het, dit word lewendig, die lewende woord van God,
dit bring die lewe in werking in jou gees en in jou hart en jou gemoed. So God wil dat ons wegkyk van die tydelike lewe na die ewige lewe. Dis hoekom hy Nikodemus so op 'n toer vat. Nie gaan terug na jou maat toe nie. Nie doen wat ek doen nie, maar doen wat ek sê. Hier is 'n ewige lewe voor jou. Ek wonder of jy weet wat die ewige lewe is. Die ewige lewe is 'n persoon. Die persoon se naam is Jesus. 1 Johannes 5 vers 20 sê, hy is die waaragtige God en hy is die ewige lewe. So wanneer jy weergebore word, ontvang jy 'n persoon, Jesus in jou lewe. En hy kom sit op die troon van jou lewe. So, Johannes 1 vers 12 sê, maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word. Aan hulle wat in sy naam glo. Nou hierdie glo is 'n bietjie dieper as om net te weet daar is iemand soos Jesus. Wat nie uit die bloed of uit die wil van die vlees, jy bring weer die vlees in, hè? Of uit die wil van 'n man nie, maar uit God gebore is. Hy skei weer die twee, die vleeslike geboorte en die geboorte uit God. Almal wat hom aangeneem het, word kinders van God deur 'n geboorte uit God, Jesaja, maar uit God gebore is. Dis 'n ervaring wat jou lewe radikaal verander. En as jou lewe nie radikaal verander nie, het jy die ervaring gemis, verseker. So, God wil kinders hê wat uit hom gebore is. Dis hoekom hy die mens geskaap het. Ek het al baie verduidelik, maar God wil kinders hê. En daarom sê Malagi 2 vers 15, waarom het hy die mens geskape? Hy sê, want hy het 'n geslag vir God gesoek. Hy wil jou sy kind maak. Maar jy kan dit nie word uit jou ma of jou pa of uit godsdiens nie. Jy moet dit word uit 'n geboorte. 'n Geboorte wat hier plaasvind, wat uit God plaasvind. So nou kom dit by die geloof. Geloof teenoor werke. Nikodemus se werke was baie duidelik. Maar hy kyk na Jesus en hy sien ook werke. Maar Jesus help hom reg. En in Efesiërs 2 vers 8 en 9 staan daar, uit genade is julle gered deur die geloof. En nee, dit nie uit julle self nie, dit is die gawe van God, nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. Wat is die werke? Dis alles wat godsdiens betref en wat goedheid betref en wat die lewe betref. Dis alles. Daaruit kan jy nie gered word nie. Jy word uit genade 'n kind van God. Nie uit jouself uit nie, sê die Bybel. Jy kan jouself nie red nie. Jy kan glo tot jy blou is. Jakobus 2 vers 19 sê, jy glo daar's 'n God, jy doen goed, maar die duiwels glo dit ook so. Wat is die verskil is daar tussen jou en hulle? As jy wil glo. Maar geloof speel 'n rol in die oomblik van wedergeboorte. In Johannes 3 vers 18 staan daar, hy wat in hom glo, in Jesus glo. Dis 'n dieper geloof as net om te weet van Jesus. Word nie veroordeel nie, maar hy wat nie glo nie, is al reeds veroordeel. Omdat hy nie geglo het in die naam van die enige gebore seun van God nie. Vers 36 sê, hy wat in die seun glo, het die ewige lewe. Maar hy wat die seun ongehoorsaam is, kan die lewe nie sien nie, maar die toorn van God bly op hom. Dit sê vir ons iets groots. Die toorn van God bly op 'n mens en is op 'n mens van jou geboorte af. Van jou geboorte af. Want jy's 'n sondaar. En God en sonde kan nie by mekaar kom nie. Daarom moet ons wegsteek vir God. Hoe werk wedergeboorte? Dit begin by die oortuiging van sonde en van verlorenheid. Daarom moet jy dit duidelik verstaan. Sonde is jou probleem, jy is verlore en jy het 'n redder nodig. Jy het 'n saligmaker nodig. Jy het iemand nodig om jou kind van God te maak. Jy het die ewige lewe nodig. Die oortuiging van die Gees van God werk wanneer die woord van God gelees word of gehoor word en dan bring hy jou die oortuiging van jou sonde. Sonde is jou probleem. Sonde is die pad hel toe. En jy is verlore gebore. Jy word nie verlore soos wat jy ouer word nie. Jy is verlore gebore.
Psalm 51 vers 7 sê Dawid, kyk, in sonde is ek ontvang, in ongeregtigheid is ek gebore, en in sonde het my moeder my ontvang. Psalm 58 vers 4 sê, die leenspreker dwaal van sy moederskoot af. 'n Kind hoef nie geleer te word om te lieg nie. Hy word gebore met leens, in leens. So, wedergeboorte begin by die oortuiging van sonde. Is ek werklik 'n sondaar? Hoe groot is my sonde? Kan ek my sonde self hanteer? Wat is sonde? En dit is waar dinge begin hier binnekant werk. En as ek 'n sondaar is, dan is ek mos nie by God nie, dan is ek mos verlore. So, draai na God toe. Dis 'n paar stappe wat ek net vinnig wil hanteer. Draai om. Dit beteken bekeer jou. Die woord bekering in die Bybel het 2 betekenisse. Maar die een wat ons soek is die woord metanoia in Grieks. Dit beteken om te draai van 'n pad waarop jy is na 'n nuwe pad toe. Metanoia. Bekeer jou in erns. Die ander woord vir bekering is shop. Dit beteken ek aanvaar net 'n ander ding. Ek glo nou iets anders. Maar 'n bekering wat jou by God uitbring, het te doen met verlorenheid en met sonde oortuiging. Die gees van God en die woord van God moet jou oortuig dat jy is verlore, jy is op pad ewige hel toe. Tweedens moet jy praat met Jesus. Hy het gekom in die nag. Hy het nie gedink aan Jesus en gesê, hy kan my seker red as ek hier sit en dink aan hom nie. Of as ek hier van ver af bid nie. Jy moet na Jesus toe gaan. Hy het in die nag na Jesus toe gekom en vir hom gesê, Rabbi, ek wil met u praat oor 'n saak. En toe begin die wiele draai. Maar as jy by Jesus kom en jy praat met hom, met jou sondes bely, en jy moet bereid wees om te breek daarmee. Dit beteken dat ek perspektief moet kry op wat sonde is en wat sonde doen. Om dit te bely, beteken nie veel nie. Baie mense bely sondes. Dink aan daai patetiese gebedjies by die tafel. Here, vergewe genadiglik al ons sondes en dan eet hulle. Dis nie belydenis nie. Dis 'n spot met God. As jy met God praat, moet jy ernstig wees. Baie ernstig, selfs al bid jy aan die tafel. Moet dit 'n ernstige gebed wees. Dan moet jy bereid wees om te breek met jou sonde. Spreuke 28 vers 18 sê, hy wat sy oortredinge bedek sal nie voorspoedig wees nie, maar hy wat bely en laat staan sal barmhartigheid vind. Maak jou hart en lewe vir Jesus oop. Almal kan dit doen, want almal weet hoe werk dit. Almal kry vriende vir wie jou lewe oopmaak om in te kom. Almal kry geliefdes, maak jou hart oop vir hulle. Hulle kom in jou lewe in. Hulle is permanente inwoners. So wil Jesus 'n permanente inwoner in jou lewe wees, in jou hart en in jou hele lewe. Daar's baie mense wat mislei word deur hierdie patetiese bedrog wat in die kerke rondgaan. Jy moet jou hartjie vir Jesus gee. Jy kan nie jou hartjie vir Jesus gee nie, hy het sy eie hart. Jy moet jou hart oopmaak dat Jesus kan inkom. En dis 'n heel ander saak. Maak jou hart en jou lewe oop vir Jesus. Soos jy jou lewe en jou hart oopmaak vir geliefdes en vir vriende en so meer. Dan moet jy praat met Jesus. Jy moet praat met hom. En 'n mens wat nie met God kan praat nie, is nie 'n kind van God nie. Jy moet hom nooi om in te kom. Dis 'n transaksie. Jy moet vir hom sê, Here, my lewe was altyd my lewe gewees. Nou wil dit nie meer net my lewe wees nie, ek maak plek vir u in my lewe. Ek maak plek vir u. Kom in my lewe in asseblief. En as jy dit bedoel, dan sal hy inkom. Glo, hier is geloof. Glo hom. Glo sy versoening. En glo sy genade. In Johannes 6 vers 37 sê Jesus, Voorwaar, ek sê vir jou, ek sal hom wat aan my toe kom nooit uitwerp nie, nooit nie. Enige mens kan na Jesus toe kom, enige mens moet na Jesus toe kom, as jy omgee vir jouself, as jy omgee vir jou siel, en vir die ewige lewe.
Nou ja, as ons klaar hierdie met Jesus gedoen het, 'n gesprek met hom gevoer het, hom ingenooi het, en glo dat hy in my lewe ingekom het, en glo dat hy my nie verwerp het nie, dan sê en dank God en aanbid hom. Dan moet daar 'n nuwe kommunikasie in jou lewe opgaan, waar jy gedurig deur met God praat, hom aanbid, en hom gedurig deur dank vir die ewige lewe, want dis nie net 'n pakkie wat jy gekry het nie, dis 'n persoon wat in jou lewe ingekom het, die drie enige God. Wat nou baie nagelaat word is die volgende: jy moet op daai stadium die duiwel onteien in jou lewe. 'n Mens word gebore op hierdie aarde as 'n kind van die duiwel, en jy lewe 'n kind van die duiwel totdat jy 'n kind van God word. En om dinge reg te stel en regte perspektief te bring, moet jy vir die duiwel sê: Satan, jou tyd in my lewe is verby. Ek het Jesus aangeneem, ek het hom gekies. Nou is hy my God, nie meer jy nie. Hy is my Vader, nie meer jy nie. Dis harde woorde, maar dis die werklikheid. Mense word gebore onder die domein en die vaderskap van Satan. Jesus sê dit self in Johannes 8 vers 44 vir die mense in die parlement en vir die mense in die hoof van die kerk, die Sanhedrin. Hy sê, julle het die duiwel as vader. Julle het die duiwel as vader. Julle is die hoogste in godsdienst in die wêreld. Julle ken die Bybel, julle ken die wette, julle ken die profeseë, maar julle het die duiwel as vader. En hoe kan jy nou twee vaders sê? Jy moet mos die een verlaat en die ander een wegjaag of aanvaar. As 'n mens nie hierdie stap neem nie, dan dink die duiwel uit nog altyd reg op jou lewe. Jy moet hom uitjaag uit jou lewe uit, vir hom sê, met jou mond oop en hard praat, want hy's doof. Satan, jy's nie meer my God nie, jy's nie meer my pa nie, ek verwerp jou, ek het Jesus Christus aangeneem. Hy is nou my God, hy is my Vader, so gaan uit my lewe uit. Dis waar baie mense totaal vrykom, totaal vry word, wanneer Satan en die demone vertrek uit jou lewe uit. Hy het regte in jou lewe, hy het baie groot regte in jou lewe, totdat jy hom sy regte ontsê. Nou is 'n baie lang storie om dit te verduidelik, ek sal dit later verduidelik. Hoe die Satan regte gekry het in jou lewe, hoe hy die beheer reg in jou lewe gekry het. Hoekom so? Hoekom sal Jesus sê, hy is 'n mensemoordenaar, as hy nie iets aan jou kan doen nie? Hoe is dit so dat, as Jesus sê, hy is die God van hierdie wêreld, as hy niks aan jou kan doen nie, as hy niks met jou te doen het nie? Hoe is dit as Jesus sê, hy is die owerste van die mag van die lig, en van al die stelsels op die aarde, as hy niks aan jou kan doen nie? Jy moet hom uit jou lewe uitkry. Hy gaan nie sommer net loop nie, hy gaan probeer bly en neskop daar, en weer terugkom met al sy vuilheid. Goed, die bevestiging dat iemand weergebore is, die bewyse, die getuienis van die Heilige Gees. As die Gees van God in jou lewe inkom, getuig hy, jy's nou God se kind. Jy gaan nie wonder nie. As jy wonder, het jy dit gemis. Romeine 8 vers 9 en 16 sê, as iemand die Gees van Christus nie het nie, die behoort nie aan hom nie. Hoe gaan ons dit weet? Hy sê in vers 16, die Gees self getuig saam met ons gees, dat ons kinders van God is. So, jy kan nie sê, ek glo, ek is 'n kind van die Here, en daar is nie 'n getuienis van die Gees van God in my gees nie. Daai oortuiging moet daar wees. Die getuienis moet daar wees, anders het jy probleme, baie groot probleme. Die tweede is, die woord van God gaan vir jou oop. Nou dis nie om hom so oop te maak nie, daar is hy nou oop nie. Die woord van God is 'n geslote bron van saligheid en heiligheid en kennis vir die wêreld. Hulle verstaan hom verkeerd. Dis bewys in die Bybel. 1 Korintiërs 2 vers 14 sê, die natuurlike mens, die wêreldse mens, neem die dinge van die Gees van God nie aan nie, want dit is vir hom dwaasheid, en hy kan dit nie verstaan nie. Hy kan nie die Bybel verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word. Maar hy gaan kerk toe met die Bybel, hulle lees die Bybel, maar hulle verstaan hom nie. Dis bewys in die skrif op baie plekke.
Die woord van God gaan vir jou oop. Met ander woorde, jy verstaan nou die Bybel. En in 2 tekste verder sê hy, want ons het die sin van Christus, ons dink nou soos hy dink, ons het sy gees, wat ons gees lewend maak. Hebreërs 4 vers 12 sê die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard en dring deur tot die skeiding van siel en gees en gewrigte en murg en is 'n beoordelaar van die oorlegginge en die gedagtes van ons harte. Die woord van God gaan vir jou sê, jy is nie gered nie. Jy verstaan my nie. Jy verstaan Jesus nie. Jy verstaan gebed nie. Jy verstaan heiligmaking nie. En al daai dinge. Die woord van God hier gaan vir jou dit sê. So as 'n mens twyfel aan dinge, moet jy 'n bietjie die Bybel lees. Psalm 119 vers 130, die opening van u woord gee lig. Die oorspronklike taal sê eintlik the entrance to thy word, die ingang in u woord gee lig. Dis hoekom Dawid sê in Psalm 119, ek het u woord in my hart geberre, dat ek dit nie sal sondig nie. Daar word hy lewend, en hy wys jou, dis verkeerd, hy kom in jou gewete in, en daar kom balans tussen goed en kwaad en so meer. Die derde is die bevestiging dat jy weergebore is. Wat bevestig dit? Wie bevestig dit? Jy word 'n getuie vir Jesus. Die bevestiging dat jy wedergebore is jy word 'n getuie vir Jesus. Die bevestiging van 'n kind wat gebore is uit sy moeder, sy skreeu. As hy nie skreeu nie, dan knyp hulle hom of steek hom met 'n ding. En dit wil sê is lewe. As die lewe van God in jou is, sal jy praat daaroor. Jy sal skree. Jy sal dit verkondig. En dis 'n opdrag van God, sowel as wat dit 'n interne funksie is van 'n lewende kind van God. Jy sal praat. As baie wat nie praat nie, dan weet ek nie. Nou sê 1 Petrus 3, maar heilig die Here God in julle harte, hierso, en wees altyd bereid om verantwoording te doen aan elkeen wat van julle rekenskap gee omtrent die hoop wat in julle is. Wat se hoop? Die saligheid. Die hoop op die saligheid met sagmoedigheid en vrees. So ons moet rondloop en getuig. Daar's mense wat Jesus nie ken nie, wat na iemand soek om hulle te help, om die lig te vind, om die pad te vind, maar ons bly stil. Bly stil. As nie lewe in so mense lewe nie. Handelinge 1 vers 8 sê duidelik, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, julle sal my getuies wees. Jy sal nie 'n goeie kerkmens wees nie. Jy sal nie 'n goeie Christen wees nie. Jy sal my getuie wees. Jou groot opdrag in Matteus 28, waar Jesus sê in vers 19, gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie. Met ander woorde, getuig van die waarheid. As jy dit nie doen nie, dan wonder ek of waar lewe in jou is. Waaragtig, ek wonder of waar lewe in jou is as jy niks doen om die evangelie te bevorder nie. Dan word jy 'n sielewenner, dis maar verwant hieraan. Spreuke 11 vers 30 sê die vrug van 'n regverdige is 'n kind van God, is 'n boom van die lewe. En hy wat siele wen is wys. Waar kom wysheid vandaan? Wysheid van God bestaan net in God se kinders. Hulle kry dit in die woord en deur die Heilige Gees en deur gebed. Maar dit is 'n waarheid. Die vrug van die regverdige, 'n kind van God, is 'n boom van die lewe en hy wat siele wen is wys. Met ander woorde, dit kom uit sy wysheid uit. Die bron van wysheid van die Gees en die woord van God in jou. Wysheid is nie 'n klomp storieetjies wat jy vertel nie. Daar's 'n bevestiging van wedergeboorte as jy weergebore is. Jou fokus verskuif. Weg van myself af, die arme ek, die wonderlike ek, wat my lewe self reël en self glo wat ek wil glo en doen wat ek wil doen. Jou fokus verskuif weg daarvan af. Kolossense 3 vers 1 en 2 sê, as julle dan saam met Christus opgewek is, met ander woorde uit die doodheid opgestaan het, soek die dinge wat daar bo is, waar Christus is aan die regterhand van God sit, bedink die dinge wat daar bo is, nie wat op die aarde is nie. Jou fokus verskuif. Jou musiek verander. Jou taal verander. Jou voorkoms verander.
Jou kleredrag verander baie keer as dit nodig is. Ensovoorts. Bedink die dinge wat daarbo is. Hebreërs 12 sê daarom dan, terwyl ons so groot wolk van getuies die geloofshelde rondom ons het, laat ons ook elke las aflei in die sonde wat ons so maklik omring, en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê, die oë gefestig op Jesus, die leidsman en volëinder van ons geloof. Fokus jy op Jesus? Of waarop fokus jy? Draai jou hele lewe net om jou werk, en om jou kerk, en om 'n persoon, en dit wat ek eet of nie eet nie, of dit wat ek sê en bedink? Waar is Jesus? As Jesus in jou lewe is, sal hy daar wees. Hy sal daar wees, jy sal hom ervaar. Jy moet hom ervaar. Jy moet hom hier binne nou ervaar. Spreuke 15 vers 3. Hy sê op elke plek is die oë van die Here. En hy beskou opmerksaam die slegte en die goeie. God kyk al die tyd, wat doen jy, wat doen jy, wat doen jy? Hy is hier, sy oë is hier. Ek wens hy wil ons net een keer wys, hoe lyk dit? Ons sal van ons kop afraak. Deur wedergeboorte word jy 'n vrugteboom. Jy is nie meer 'n boom wat turksvye dra en steek, doringboom nie. Jy word 'n vrugteboom. Deur die Bybel word 'n mens vergelyk met 'n boom. Selfs die volk Israel en ander volke word vergelyk met bome. Want 'n boom sê iets vir almal daar buite. Matteus 3 vers 8 sê Johannes die Doper, toe hy die Fariseërs aanspreek, die ander geslag. Wie het julle gewys om vir die toorn van God te ontvlug? Dra dan vrugte wat by die bekering pas. Meneer, kom in julle wette vir ons leer nie. Waar is die bekering in jou lewe, dat jy van die wette af weggekom het, na 'n persoon wat jou lewe geword het? Dra dan vrugte wat by die bekering pas. Kyk 'n bietjie na jouself. Gaan kyk 'n bietjie in die spieël. En kyk as daar iewers 'n vruggie wat jy kan pluk in daai persoon op die spieël. Wat 'n vruggie is daar? Vrug van bekering? Verder gaan dit dieper in. Die vrug van die Heilige Gees wat in God se kinders woon. Is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Dra jy daai vrug? Wie getuig daarvan? Jy gaan nie self daarvan getuig nie, ander mense gaan getuig. Hierdie ou is vol van homself. Hierdie ou leef net vir homself. Daar is iemand wat die vrug van die Gees dra. Dit wys in jou lewe. Hierdie goed wys in jou lewe. Of die vrug van ongeregtigheid wys net so sterk. Maar Efesiërs 5 vers 9 sê die vrug van die Gees bestaan in alle goedheid en geregtigheid en waarheid. Is dit wat jou lewe vorm gee? Die vrugte wat jy dra. Is dit wat die mense sien? Jy word 'n vrugteboom. Johannes 12:15 sê Jesus, elke loot wat my nie vrug dra nie, neem my weg. Die Vader, hy is die landbouer. As iemand in my nie bly nie, word hy uitgewerp soos 'n loot en verdroog. Jy word soos 'n rosientjie, so droog binne in jou siel. En hulle maak dit bymekaar en gooi dit in die vuur. Dit verbrand. Die mens wat God nie in sy lewe het nie, die mens wat Jesus nie in sy of haar lewe het nie, die mens wat die ewige lewe nie in hulle het nie, gaan verbrand word. Hulle verdroog hier op aarde, staan voor God met niks. En dan word hulle in die vuur gegooi. Dit is nie mooi nie, dit is nie lekker nie. Maar sê ek wat dit sê nie, is God se woord. As jy nie vrug dra nie, word jy uitgewerp en jy verdroog. Dan is dit 'n teken, daar is nie lewe in jou nie. Dit is 'n teken, daar is nie lewe in jou nie, of daar was nie lewe nie. Die vraag, is jy waarlik weergebore? Is daar 'n geleentheid in jou lewe waar jy hierdie proses met Jesus deurgegaan het
en waarin jy die ervarings begin optel het, dat ek is nou 'n ander mens, 'n nuwe mens. 2 Korintiërs 5 vers 17 sê, daarom, as iemand in Christus is, hy 'n nuwe skepping. Die Griek sê skepping, ons Afrikaans sê skepsel. Dit is altyd goed. Jy's 'n nuwe skepping. God herskep jou. Sal jy dit dan nie weet nie? Sal dit nie iets verander in jou lewe as jy 'n nuwe skepping geword het nie? Jy kan ons nie bly soos jy was. Nee, is jy werklik weergebore. As jy onseker is hieroor, wie jy ook al mag wees, kom, laat jy hulp kry. As jy bang is vir mense, kom in die nag. Ek sal in die nag kom opsluit en jou help. Jy kan in die nag na my huis toe kom, soos Nicodemus. Moet net nie die kans laat verbygaan nie. Die nag is daar om te werk, vir kinders van God ook. As jy onseker is, kom vir hulp. Jy mag nie soveel onsekerheid in jou hê nie. Dan is daar fout. Goed, mag die Here ons help. Mag die genade van ons dierbare Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader, wat U so lief het, en die werkinge van die Heilige Gees wat U wil red, as U nie gered is nie, saam met U wees totdat Jesus weer kom. Amen.